Ons sluit af vandag met ons reeks wat handel oor die wederkoms van Jesus Christus en vandag is dan deel 3 en ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Matteus 24. Ons gaan lees vers 29 tot en met vers 44. En onthou dit is Jesus Christus wat self hier aan die woord is, want hierdie gedeelte in Matteus 24 is sy profetiese rede, nadat die disippels na hom toe gekom het en gevra het, Here, vertel ons, wanneer gaan u eendag weer kom terug aarde toe? En wat sal die teken van u koms wees? En wat gaan alles gebeur in die wêreld? En toe het Jesus sy disippels eenkant toe geneem, en hierdie hele hoofstuk 24 en 'n gedeelte van 25 handel oor Jesus se profetiese rede, oor alles wat moet gebeur in die laaste dae voor sy koms en tydens sy koms. En nou gaan ons begin lees by vers 29, en dit is nadat ons gehoor het dat daar verskillende tekens in vervulling gegaan het, soos aardbewings, oorstromings, oorloë, hierdie goed gebeur reeds in die wêreld. En dan gaan daar 'n groot verdrukking plaasvind, waarin alle mense van die wêreld gaan wees, ja, ook die kerk van Christus en gelowiges. En dan, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Kom ons lees net eers tot daar, ons gaan 'n bietjie later vanoggend na die tweede deel van hierdie gedeelte kyk vanaf vers 36, maar kom ons handel eers vanmôre oor hierdie eerste gedeelte wat ons saam gelees het, wat direk na die groot verdrukking gaan plaasvind hier op die aarde. Nou die groot verdrukking was 'n verskriklike moeilike tyd vir alle mense hier op aarde. Die mense het baie swaar gekry en ons sien dat die Here ook sê dat gelowiges in daardie tyd baie moet bid en vra dat hierdie verdrukkingstydperk korter gemaak sal word. En nou lees ons direk na die groot verdrukking wat gaan gebeur. Nou broeder en suster, in hierdie paar verse van hoofstuk 9, vers 29 af, sien ons dat daar 'n baie groot kosmiese gebeurtenis gaan plaasvind in die heelal. Die son gaan nie meer skyn nie. Die maan gaan nie meer skyn nie. En die kragte van die hemele sal geskud word. En dit is in aansluiting by 'n gedeelte van 2 Petrus hoofstuk 3, waar Petrus ook praat oor hierdie laaste dae, hierdie wederkoms gerigte gebeure wat gaan plaasvind. In 2 Petrus 3 sien ons, hy sê dat daar die sterre van die hemel gaan val op die aarde. So dit wys vir ons, hier is 'n baie groot kosmiese insident wat gaan gebeur aan die einde van die aarde se bestaan. Die son gaan nie skyn nie, die maan gaan nie skyn nie, die sterre gaan van die hemel val, die kragte van die hemele gaan geskud word, en dan gaan daar in die hemel die teken van die seun van die mens wees. Nou wat presies daardie teken is, weet ons nie. Ek kan myself maar net indink, dit gaan waarskynlik dalk 'n kruis wees. Of die teken wat God dan gaan kies wat dit sal wees.
Maar die feit bly staan is, alle mense op aarde, alle stamme, tale, volke en nasies, sal daardie teken in die hemel sien. En ons lees dat hulle verstom en verbaas sal wees oor wat hulle hier voor hulle oë sien gebeur. En dan sal daar ook rou bedrywe word. Hulle sal huil, want hulle weet, wie is op pad? En hulle sal op daardie oomblik besef, dat Jesus Christus waarlik die Here is, en talle sal besef dat hulle nooit 'n pad met hom geloop het nie, en nooit in hom geglo het nie. En daarom sal hulle rou bedryf. En dan gebeur hierdie wonderlike geleentheid, waarna alle gelowiges en alle kerke uitsien van alle eeue, naamlik dat die Seun van die mens op die wolke van die hemel sal kom. En dit met baie groot krag en met baie groot heerlikheid. Dit sluit aan by 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wat ook vir ons beskryf vanaf vers 13 tot 18 van die wederkoms van Christus. In die besonder vers 15, waar daar die koms beskryf word, en vers 16 en 17 brei daarop uit. Wat gaan gebeur? Hoe Jesus op die wolke van die hemel gaan kom, en hy sal sy engele uitstuur, deur al die windstreke van die aarde, die ooste, noorde, suide, die weste, en hulle sal die gelowiges of die uitverkorenes bymekaar maak. Nou broeder en suster, hierdie is 'n geleentheid, wat vir almal wat dit gaan beleef, iets baie besonders gaan wees. Dit is 'n moontlikheid dat ons almal dalk in hierdie wêreld, terwyl ons nog lewe, hierdie insident kan sien gebeur. Maar ons lees ook in ander gedeeltes van die Bybel, in die besonder ook Openbaring, van wanneer Christus op die wolke van die hemel kom, dan sal die wat reeds in Christus gesterf het, en wat dood is, uit die graf uit opstaan. En dan sal hierdie mooi geleentheid plaasvind waar die gelowiges verenig sal word met Jesus Christus, die prins op die troon, die koning van die konings, die Here van ons lewe, en hy sal ons as sy kinders na hom toe neem. Nou in die boek Johannes hoofstuk 14, sê Jesus vir sy disippels, ek kom weer na julle toe, en wanneer ek gekom het, sal ek julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En hierdie is woorde van Jesus self. Dit is betroubaar, dit is waar. En vers 35 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. So ek en jy kan hierdie woorde vertrou, ons kan daarin glo, ons kan dit ons eie maak, ons kan uitsien na die koms van Christus, en jy moenie bang wees vir die koms van Jesus Christus nie. Ek en jy moenie vreesaanjaend wees of 'n vrees wat ons harte beetpak oor al hierdie groot gebeure wat gaan plaasvind voor die wederkoms van Jesus Christus nie. Maar ons as kerk van Christus, as gelowiges, moet met verlange uitsien na die koms van Jesus. Ons sien in die laaste teksvers van die Bybel staan daar hierdie woord, Maranatha. En hierdie woord beteken, ja, kom Here Jesus, kom gou. Dit is wat ons graag wil hê. Ons wil by Jesus wees. Dis die beste plek waar enige mens by kan wees. Maar wat Jesus dan nou ook doen, hy gebruik hier van vers 32 die gelykenis van die vyeboom. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. As ek en jy in die lengte na 'n vyeboom kyk en ons sien sy eerste blaartjies kom, die ou knoppies en dan die blaartjies wat uitbot, wys dit vir ons die somer is naby. Dis amper tyd dat al die blare gaan bot en daar vrugdra sal wees. So sê die Here Jesus, as ons al hierdie tekens van die tye sien, oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke. En ons sien dan ook dat hierdie dinge plaasvind en in vervulling gaan, dan moet ons weet, die koms van die Here is naby. En gebeur hierdie dinge? Ja.
Ons hoor daarvan, ons lees daarvan, ons beleef dit in die wêreld waarin ons is. So ons is, ek wil amper sê op 5 minute voor 12. 12 uur kom Christus. Ons is op 5 minute voor 12 en die wederkoms is naby. Nou broeder en suster, daar staan in vers 34 voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Dit is natuurlik die menslike geslag. En dit gaan nie net oor een spesifieke leeftyd nie, maar oor die totale menslike geslag. Hierdie goed gaan gebeur en wanneer dit in vervulling gegaan het, dan sal die einde kom. Maar nou, vanaf vers 36 gaan ons nou lees en kom ons kyk wat sê Jesus verder. Maar van die dag, dit is die dag van sy wederkoms, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Kom ons stop net eers daar. Die Here Jesus sê baie duidelik in vers 36, van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Ons as mense moet so versigtig wees om nie te luister na dwaalstemme van die wêreld nie. Nou jy het almal kennis geneem die afgelope tyd, hoe daar 'n groot klomp mense was wat die wederkomse datum gaan voorspel het met allerlei wiskundige berekenings. En as hulle gevra is na hierdie vers, dan sê hulle dis bloot maar net 'n idioom. Nou broeder en suster, ons kan nie so redeneer nie. Hierdie is helder en duidelik wat die Here Jesus vir ons sê oor sy wederkoms. En nou dink party mense hulle is slimmer as Jesus self en selfs slimmer as die engele, want hier staan baie duidelik dat nie eers die engele in die hemel sal weet wanneer Jesus gaan kom nie. Nou hoe dink die mens hy is nou so slim dat hy die wederkomsdatum wiskundig kan bereken? Ons moet ons nie op 'n dwaalspoor laat lei deur vreemde stemme van die wêreld nie. En baie duidelik sê die Here Jesus, niemand sal weet nie. Nou vanaf vers 37 gebruik hy die voorbeeld van Noag. Ons almal ken daardie baie bekende geskiedenis van hoe Noag die ark gebou het en hoe hy gespot is, hoe sy familie saamgewerk het om die ark te bou en almal het hom gespot en gesê, waar wil jy met hierdie reuse groot skip op droë grond gaan seil? En ons lees, hulle het dit nie verstaan waaroor dit gegaan het nie. Hulle het gelewe en geëet en gedrink en die lewe het voortgegaan en hulle het getrou en alles het normaal voortgegaan en so het hulle vir Noag gespot. Tot op die dag dat dit begin reën het, dit skielik gebeur het en die sondvloed dan almal weggeneem het. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Die Here Jesus gebruik hierdie beeld om die onverwagsheid van die koms te beklemtoon. Net soos wat Noag en sy familie gewerk het in die ark en nog nie presies geweet het wat gaan gebeur nie. En die wêreld hulle bespot het en die sondvloed onverwags gekom het. Net so sal die wederkoms onverwags wees en sal die kerk van Christus in hierdie tydperk ook 'n teken van spot wees van baie mense van die wêreld. Maar dit vra van ons om gehoorsaam aan die Here se woord te wees en gereed te maak van sy koms, want ons weet, hy is op pad, en ons weet hy dit beloof, en ons weet daar's talle van die tekens al wat reeds in vervulling gegaan het, en ons weet dat dit wat Jesus beloof het, hy sal uitvoer, hy sal kom op die wolke van die hemel. Nou vanaf vers 40, dan sal daar 2 op die land wees, en die een word aangeneem, en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem, en die ander word verlaat. Kom ons stop net daar. Hierdie 2 verse word dikwels gebruik deur mense wat glo in die teorie van die wegraping. En waar hulle sê, kyk hier staan dit. 2 mense werk by die meel, die een word
opgeneem of weggeraap en die ander een word gelos. Twee gaan by die koring, werk hulle baie laat ook en aangesien hulle word daar saamgewerk en aangesien hulle dan nie weet wat gebeur nie, daar by die meel, skielik word die een weggeneem en die ander een word verlaat. Nou, broeder en suster, hierdie kan nie twee verse wees wat iets met 'n wegraping te doen het nie. Want waaroor gaan hierdie hele hoofstuk van Jesus in Matteus 24? Oor sy wederkoms. En hy het dit hoeveel keer ook gesê? Dit gaan oor sy wederkoms. En as jy by vers 39 gaan kyk, staan daar, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En hier sien ons weer daai Griekse woord, koms, die wederkoms. Die woord parousia. Dit dui nie op 'n wegraping nie. Daar's geen wegraping nie, dit is 'n dwaalleer. Hier praat Jesus oor die koms van die seun van die mens, sy wederkoms. En wat gaan gebeur? Twee vroue sal by die meelmaal, die een gaan deur die engele bymekaar gemaak word, omdat dit 'n gelowige is, die ander een word agtergelaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander agtergelaat. Twee sal op die land wees, die een word aangeneem en die ander word agtergelaat. Dit dui op die wederkoms van Christus, soos wat vers 39 ook baie duidelik vir ons sê. Dan kom die Here Jesus hier vir 'n tweede keer in vers 42. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. 'n tweede bevestiging in hierdie teks van Matteus 24, dat niemand weet wanneer Jesus kom nie. Maar wat moet ons doen? Ons moet waak. Ons moet waaksaam wees. Jy moet wakker wees. Jy moet jou nie op 'n sleeptou laat neem deur dwaalings van die wêreld nie. Vertrou Jesus se woorde in Matteus 24. Maak gereed vir sy koms. Ons weet dat die tekens van die tye reeds in vervulling gegaan het, behalwe een. En dit is die verkondiging van die woord van God dwars oor die hele wêreld, uit alle volke, tale en nasies. Dis nog nie ten volle in vervulling nie. So ons moet waak, omdat ons nie weet wanneer ons Here kom nie. Dan van vers 43, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Net so skielik, en net so onverwags, soos wat 'n dief inbreek in die nag, by iemand se huis, wat ons dit nie verwag nie. Net so skielik en onverwags, gaan die wederkoms van die Here wees. Daarom weer die opdrag, ons moet waak, ons moet gereed wees. En 'n derde keer kom die Here Jesus in vers 44, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie, daarom moet julle ook gereed wees. Broeder en suster, die wederkoms van die Here Jesus Christus is 'n werklikheid. En die kerk moenie aan die slaap gevind word nie. Daar is te veel mense wat in 'n geestelike slaap lewe in die tye waarin ons is. Daar's te veel mense wat besig is met dinge van die wêreld en wat besig is om al hulle normale take uit te voer en soveel tyd daarin te spandeer, dat hulle nie kom om gereed te maak vir die wederkoms van Christus nie. Hulle is nie besig om aktief by die Here Jesus Christus se woord in te skakel en te doen wat hy van ons vra nie. Dis te maklik vir ons in die moderne tye om verskonings te maak en so gaan ons gerus deur die lewe en ons besef nie dat ons in die laaste uur lewe nie. Die Here Jesus kan enige tyd op die wolke van die hemel kom. Onverwags, skielik. En nou is die vraag vanmôre aan jou. Is jy gereed om hom te ontmoet? As hy vanoggend, nou, op hierdie uur, op die wolke van die hemel sal verskyn, is jy gereed om hom te ontmoet? As jy vanmôre sê, maar Dominee, ek is nie gereed nie, daar's nog te veel dinge in my lewe wat onafgehandel is, dan wil ek vandag vir jou aanmoedig, maak tyd vir die Here Jesus. Sorteer daai dinge in jou lewe uit. Moenie wees soos die ongehoorsame meisies daar in die volgende hoofstuk Matteus 25 wat nie gereed was met hulle lampies toe die bruidegom gekom het nie.
5 was gereed om hom te ontmoet, 5 was nie gereed nie. En terwyl hulle weg was om gereed te maak, daardie 5 ongehoorsame meisies, het die bruidegom gekom, hy het die 5 geneem wat gereed was, en die deur is gesluit. En die ander het gesoebat en gesmeek, laat ons in. Maar die Here het gesê, ek ken julle nie, gaan weg van my af. Broeder en suster, vanmôre wil ek graag vir jou persoonlik sê, dat Jesus vir jou deur en deur ken. Hy weet hoe lyk jou lewe, hy ken jou hart. Hy het aan jou beloof dat hy op die wolke van die hemel sal kom, om jou te kom haal. En hy vra van jou, om gereed te maak vir sy koms. Is jy gereed? Hoe kan ek en jy meer gereed wees? Hoe kan ek en jy hom verwag? Jy moet sy woord bestudeer elke dag. Doen dit bidtend, met 'n oop hart. Vra God om deur sy Heilige Gees jou in die geloof te versterk, jou naby aan Jesus te laat lewe, en om belangrike keuses in jou lewe te maak, wat glad niks met die koninkryk van God te doen het nie, skuif jy een kant toe. Maar wat met God en sy koninkryk te doen het, plaas jy op die voorgrond in jou lewe, want dit is prioriteit. Dis al wat eendag werklik gaan saak maak. En daarom moet ek en jy, wanneer die wederkoms aanbreek, nie sê, maar ek is nie gereed, nou wil ek eers my lampie vol olie gaan maak nie. Dan moet ek sê, ja, kom Here Jesus, kom, ons sien uit na u koms. Wanneer ons saam met Jesus eendag op die wolke die hemel ingeneem sal word, sal dit die beste dag ooit in ons lewe wees, want dan verander hierdie sterflike liggaam wat nie in die hemel kan lewe nie, verander in 'n geestelike liggaam, sê Paulus in 1 Korintiërs 15. Daardie liggaam gaan tot in ewigheid kan lewe. Dis 'n liggaam wat nie kan siek word nie, dis 'n liggaam wat nie kan oud word nie, hy kan nie doodgaan nie, maar ons gaan in 'n verheerlikte liggaam saam met Jesus die ewigheid in, om in sy teenwoordigheid te wees in die hemelse Vaderhuis. Die wederkoms is 'n werklikheid, broeder en suster. Verwag hom, verwag Jesus, sien uit na sy koms en maak aktief gereed daarvoor, laat jy nie omkant betrap word wanneer hy kom op die wolke van die hemel nie. Mag die Here hierdie boodskap en hierdie reeks gebruik om jou gereed te maak vir sy koms, en dat jou hand in God se hand sal bly en Jesus die koning van jou hart en lewe sal wees, en jy hom elke dag verwag op die wolke van die hemel. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag vanuit u woord so wonderlik toegerus kon word, om gereed te maak vir die koms van Jesus Christus op die wolke van die hemel. Here, ons sien uit na daardie dag. Maar ons wil ook vra dat terwyl ons nog hier op aarde lewe, u vir elkeen van ons sal lei om gereed te maak vir Jesus se koms. Maar ook om waaksaam te wees en nie te luister na vreemde dwaalleringe en vreemde stemme van die wêreld wat mense op 'n syspoor wil laat lei nie. Jesus se woorde is vir ons genoeg. Dis die waarheid. Ons glo daarin. Daar is een wederkoms. En daardie wederkoms is naby. Laat ons as kerk van Jesus Christus aktief gereed maak vir u koms. En Here, vandag wil ons uitroep saam met u kerk oor alle eeue, Maranatha, ja kom Here Jesus, kom gou. Vanmôre wil ek vir elkeen bid wat na hierdie boodskap luister. En ek wil vra Here dat u ons die vrede van God sal gee, wat alle verstand te bowe gaan, maar ook 'n ywer in die hart om vir u te lewe, terwyl ons op u koms wag. Laat die Heilige Gees ons in die volle waarheid lei, en bind ons saam as kinders van die Here, in die band van liefde. Dat ons as kerk u sal volg, dat die kerk oor die wêreld 'n lig in duisternis sal wees, en dat mense van die wêreld Jesus Christus in die oog sal hou. Dankie dat u ons by die hand neem.
en dat ons nie alleen is nie. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte, van nou af tot in ewigheid. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.